Goeiemôre broers, susters. Ons raak stil vir die woord van die Here. Ons luister na Matteus 23 verder. Ons luister daar van vers 13 af. Maar wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs geveinsders, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsders, want julle eet die huise van die weduwees op en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsders, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak. En as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel 2 maal erger as julle self. Here Jesus gaan aan met sy preek en nou preek hy nie meer oor die fariseërs en skrifgeleerdes nie. Nou preek hy direk vir hulle, hard en duidelik. Ja, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsders, die leerlinge van die skrifgeleerdes en fariseërs, hulle volgelinge. Hulle is net so skuldig soos die skrifgeleerdes en fariseërs. Hulle kan nie vir hulle leermeesters die skuld gee vir hulle skynheilige manier van lewe nie. Ook vir hulle sê die Here Jesus, wee julle, ellende wag vir julle. Vir hulle almal is nou maak of breek. Hulle word oopgevlek wanneer die Here Jesus hulle met die waarheid konfronteer, vir wie hulle werklik is, vir dit wat hulle doen en leer. Ja, hulle sluit die koninkryk vir hulle self toe, maar dan sluit hulle dit ook toe vir hulle leerlinge. Deur al die eeue het dit gebeur, die eerste gemeentes, die dwaalleraars deur die eeue heen, tot vandag toe nog steeds. Ons mag nooit vergeet nie. Die waarheid is nie in getalle nie. Die waarheid is nie in gewildheid nie. Die waarheid is die woord van God, die woord van God alleen. Nie 'n versie hier of versie daar nie, die volle woord van God. En dan praat die Here Jesus verder. Hy vlek hulle oop oor hulle gierigheid. Hulle skynheilige gebede, die weduwees, die mees kwesbare persone in die samelewing. Hulle eis van hulle 'n buitensporige vergoeding wanneer hulle diens en raad gee, meer as wat die weduwees kan bekostig. En dan verder, hulle bid lang gebede, sodat hulle bewonder en beny sal word. Woorde uit die kop uit, en nie uit die hart uit nie. En hulle gebede, dit gaan nie oor die eer van God nie. Dit gaan hulle oor hulle eie eer. So baie gebeur het vandag nog steeds gebede. Gebede uit die kop en nie uit die hart nie. Uit die kop en nie uit die hart nie. Daarom sê die Here Jesus ook vir hulle, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Hulle mislei, hulle leerlinge, hulle skynheilig in hulle gebede. Die bekeerlinge van die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle is verstrik aan al die mensgemaakte wette en reëls. Hulle vergeet dat God in sy eer in die middel van alles moet wees. Hulle wetywer teen mekaar en een wil meer godsdienstig wees as die ander. So maklik kan dit gebeur dat die kerk van die Here so verstrik raak in 'n godsdiens van verdienste en wetywering en bysake, gebore uit menslike denke, dat dit wat die eintlike roeping en die taak van die kerk is, nagelaat word. Dat dit nie meer gaan oor die eer en die woord van God nie. Dit gaan oor die grille en giere en die goeie name van mense, hulle eer en hulle belange. In plaas daarvan dat die koninkryk van God oopgesluit word deur die lewe en die verkondiging van die kerk, verkondiging van die woord van God. Die woord alleen, gebeur ander dinge. Vir so baie, die pad van die dwaling, mensgesentreerdheid, die koninkryk van God toegesluit, verlore en nie gered nie.
Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, aan U die lof en die eer dat U in hierdie oggend vir ons ook toelaat om U ons Vader te kan en mag noem. Vir die seëninge van die nag en nou ook van die oggend. Wanneer ons so luister na U woord, dit wat U gesê het destyds, sê U ook vandag vir die kerk dat ons onsself moet ondersoek, dat ons U koninkryk deur die verkondiging van U woord sal oopsluit, verander. So werk U deur U woord en gees. Smeek dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Mag U 'n baie goeie dag hê.